oor hou vas aan Jesus, nou het jy hom gekry in Tswana. Was Tswana, né? Zulu. Okay, sorry man, I just wanted to. Jy het hom gekry in Zulu, sodat Lesedi kan verstaan. Jy het hom gekry in Engels, sodat Newton kan verstaan. En jy het hom gekry in Afrikaans, sodat julle kan verstaan. Hou vas aan Jesus. Vraag wat ons vir onsself moet vra vanoggend. Wie is ek regtig? Maar wil jy mooi dink, vra jouself, wie is ek regtig vanoggend? Nie wat is jy, wie is jy? En ons het baie daaroor gepraat. En ek wil net aansluit by verlede Sondag rondom die Heilige Gees wat 'n transformasiewerk doen in my en jou. Jou identiteit bepaal jou gedrag. Ek wil weer sê, as kind van die Here, jou identiteit in Christus is een van die groot bepalende faktors wat jou gedrag gaan bepaal. En daar's 'n paar goed wat ek gaan herhaal wat ons laasweek gepraat het en ek wil nie te diep daarin gaan nie, maar net so 'n paar goed vanoggend ook deel. Dit wat die neurowetenskappe sê. Mense, dis eintlik incredible. Die neurowetenskappe kom nou eers uit en sê die goed wat die Bybel lankal al sê. En wat dit doen is, dit help ons baie keer om te verstaan, maar hoe werk hierdie ding in my kop? Nou ek's nie 'n neurowetenskaplike nie. Ek quoteer net ander ouens en ek gaan nie vir jou 'n neurowetenskaplike, neurofisika of neurowetenskaplike les gee vanoggend, maar ek wil net so 'n paar dinge uitlig dat ek en jy kan verstaan hoekom. Hoekom is daar sekere goed wat belangrik is en hoekom ek dit moet doen? Want as ek verstaan hoekom, dan is dit anderster en makliker om dit toe te pas. Nou wil jy vra vanoggend, gaan jy aanhou vashou aan jou verlede en toelaat dat jou verlede jou die heeltyd gaan definieer? Ek wil weer sê, gaan jy so aan jou verlede vashou en toelaat dat jou verlede jou gaan definieer? En volgende wil ek hê jy moet luister, ek het nie PowerPoint slides gebou vir alles nie. Maar wanneer jy moet sit en kyk vir die prentjies daar en jy goed lees, en jy moet vanoggend hoor en luister. Of ek dink wat ons vashou, gaan ek aanhou toelaat dat wat met my gebeur het in my verlede groter gaan wees as dit wat Christus in my lewe gedoen het en vandag wil doen. Sien, ons 'n fokus wat ek en jy moet skuif. Daar baie keer het ons gesê, weet jy, ry in jou kar, hoe groot is jou triespeeltjie? So. Maar party van ons, dink ek, ons leef met so groot triespeeltjie en ons het so groot windscreen wat vorentoe kyk. Die Here wil ons fokus skuif. Dat ons nou gesing het. It is well with my soul. Jy sien, ek kan alleenlik daai ding regtig uit my hart uitsing, wanneer my fokus verskuif, nie na my verlede toe nie, maar my fokus is op Christus. Wat hy gedoen het, wat hy vandag doen, en wat hy môre gaan doen. En dan my fokus op hom sal wees. En dan mense sê, die offer wat hy gebring het, dit wat hy vir ons gedoen het, was nie bloot om ons sondes te vergewe nie, en ons toegang tot die hemel te gee nie. Is baie groter as dit. Wat hy gedoen het, het hy gedoen om my en jou splinter nuut te maak. Van die goed wat ek met julle gaan deel, gaan ek sommer net uit my hart uitpraat. Is dit oké? Ek het baie bladsyse notas dan, maar ek net besef, ek weet nie, soos jy, ja.
Daarvoor nie 'n voorbeeld gebruik. Ons almal ken daai gediggie of daai wat s'daai ding wat ons op skool geleer het. Humpty Dumpty had a great fall. Oh, Humpty Dumpty sat on the wall. Ek wil net seker maak julle het is nog by hoor. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the kings couldn't put Humpty together again. Sien as ek vandag 'n eier moet laat vat en ek laat val die eier. En hy val op hierdie voer en hy breek. Ons met al ons tegnologie kan ek dalk daai eier optel en ek kan hom weer mekaar sit. En ek kan hom fix. Ek en jy had a great fall. And all the king's horses and all the king's men, die wet kon my en jou nie aan mekaar sit nie. Ons gaan later praat, wat is die rol van die wet in ons lewens vandag nog? En hy het 'n groot rol. Sien die Here tel jou nie by mekaar en maak jou net reg nie. Die Here neem jou gebrokenheid en hy herskep jou. Wanneer hy praat in 2 Korintiërs 5 vers 17, wanneer Paulus praat, en hy praat daar, en dan sê hy het nie gesê, die Here het jou geneem en jou weer reggemaak nie. Hy sê, die wat in Christus is, iemand wat in Christus is, elkeen wat in Christus is wat? Sê weer, die wat in Christus is wat? 'n nuwe skepping. Sê dit hardop. As jy in Christus is jy wat? 'n nuwe skepping. Sê vir iemand langs jou, jy's 'n nuwe skepping. Mense, ek en jy daai ding moet in ons binneste vasvat, want jy sien, 'n nuwe skepping praat dit nog van, as ek 'n nuwe skepping is, praat dit van dat ek nog my ou identiteit het. As ek 'n nuwe skepping is, beteken dit nie tog dat ek is ook nou, daar's 'n nuwe identiteit wat kom? Sien, toe Christus daar aan die kruis gesterf het hy nie net vergifnis aangebied nie, hy het transformasie gebring. Ware transformasie. Transformasie is nie verandering nie. Dis 'n transformasie, dis 'n totale nuwe produk. Hy het jou herskep. En ons het die skrif daarvoor, daar's baie geskrif, maar Romeine 6 vers 3, en as jy jou Bybel hier het, of jou, kyk op die selfoon wat jou Bybel volg, jou elektroniese Bybel. Romeine 6 vers 3 skryf Paulus, en gaan lees eintlik die hele gedeelte van Romeine 6. So kosbare gedeelte. En dit is 'n baie diep gedeelte, dit is 'n gedeelte wat jy moet lees, en jy moet hom herkou, en jy moet hom weer lees, en dan moet jy hom deel maak van jou lewe, om te sê, Here, hoe pas ek in hierdie gedeelte in? Hoe impakteer dit my in hierdie gedeelte? En Romeine 6, vanaf vers 3, sê hy, of weet julle dan nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Wil weer sê, of weet julle dan nie, almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is. So met ander woorde wat hy daarvoor sê is, toe ek die Here, wanneer jy die Here deur die doopwater volg, ek wil nou nie in die hele lering ingaan oor die doop nie, maar mense, die doop is kernbelangrik in ons lewens. En as ek praat van die doop, dan praat ek van die doop van die gelowige. Ek praat nie van babas wat besprinkel word nie. Daar's nie skrif in die Nuwe Testament vir dit nie. Hy praat van baptizo. Baptizo beteken jy onderdompel. Die doop is 'n begrafnis. Want deur die doop, wanneer ek die Here deur die doopwater volg, eerstens dis 'n gehoorsaamheidstap. Tweedens is die doop 'n openbare verklaring dat ek aan die Here behoort. En dan 3, dis 'n dood. Ek word gedoop in sy dood. Soos wat Christus gesterf het, sterf ek ook nou deur die doop. Daarom sê ek is gedoop in sy dood.
Hy sê daar vers 4, hy sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop. En nou hoor wat sê hy. Hy sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons so ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Hy sê, soos wat Christus opgewek is, uit die dood is, toe ek klaar gedoop is, ekskuus, ek weet nie hoekom tik hierdie ding so vanoggend nie. Toe ek gedoop is, wanneer ek uit die doopwater uitkom, en ek staan op uit die doopwater, soos wat Christus uit die doodheid opgewek is, staan ek en jy op, in 'n nuwe lewe. Ons staan op, eintlik simbolies van 'n opstandingslewe, wat ek en jy moet leef. Vers 5, ek lees dit uit die nuwe vertaling, vers 5, sê, aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. So ons is saam met Christus begrawe, saam met hom gekruisig, saam met hom dood, saam met hom begrawe, saam met hom opgewek. Daar's 'n opstandingslewe wat ek en jy moet leef. Daar's 'n transformasie wat die Here wil bring in jou lewe. En dit kom nie deur jou striving en jou performance nie. Dit kom deur sy Gees wat in ons woon, in ons is, deur ons werk en in ons werk. Nou ek gaan net een of twee goed herhaal wat ek laasweek gesê het. Eintlik wat Georgian Banov gesê het. Hy sê repentance is a change of mind, not penance. Nou as jy vanuit 'n sondebewustheid leef, 'n sin consciousness, the old system, the old way, repentance is feeling deeply guilty, apologizing repeatedly and trying harder not to sin. So uit 'n sondebewustheid, as ek sondebewus leef, dan's my repentance, my bekering, my belydenis, wat ek het is feeling deeply guilty, apologizing repeatedly and trying harder not to sin. Ek wil weer sê, whatever you focus on determines your behavior. So het al honderde kere gehoor. Ek kan nie wandel die heeltyd met 'n verwysingsraamwerk en 'n denkwyse van 'n ou identiteit nie. Ek kan nie die heeltyd fokus op wat ek verkeerd doen en dit probeer verander en dink ek gaan verander nie. Gaan nie. Die neurowetenskap bewys dit. God consciousness, 'n bewustheid van die Here, wanneer ek leef vanuit 'n bewustheid van wie ek in Christus is. Wanneer ek leef vanuit daai bewustheid van God se Gees wat in my woon. Repentance, van die Griekse woord wat beteken metanoia. En metanoia beteken eenvoudiglik changing your mind. Dat ek my denke verander en ek gaan anderster in 'n ander rigting loop. Hy sê repentance, changing your mind, it is agreeing with God about who you already are in Christ. Wil weer sê, repentance, changing your mind, is about agreeing with God who you already are in Christ. Wie is jy vanoggend? Kind van God. Dis wie ek is. Maar is dit wat ek en jy verklaar oor onsself? Is dit hoe ek en jy wandel vanuit daai perspektief, vanuit daardie oortuiging? Jy sien,
Wanneer ek leef uit 'n Godbewustheid, dan word repentance my gedagtes begin belyn met God se gedagtes. Ek begin oor myself te spreek wat die Here oor my spreek. Ek begin myself te noem wat die Here my noem. You do not repent to get forgiven. You repent because you are forgiven. Ek wil weer sê, you do not repent to get forgiven. You repent because you are forgiven. Mense, daar's 'n klemverskywing wat plaasvind in my en jou denke en ons gedagtes. En daai klemverskywing is 'n radikale verskywing, because daai klemverskywing, daai fokus van my bring 'n ander taal uit my mond uit. Bonhoff het gesê, when you mess up, you do not beg for grace. Instead, you say, Father, thank you that this behavior does not reflect my true identity as your child. I choose to think like a free person again. Jy sien mense, wanneer ons misvat, dan moet my denke nie teruggaan na, Here, ek is hopeloos, ek is 'n mislukking, en ek is sleg, ek is 'n sondaar. Ek is 'n kind van God, wat misgevat het, en ek kan sê, Here, dankie, ek weet ek is die kind, maar hierdie gedrag pas nie by seun van God nie. Dogter van God. Maak dit sin? The gospel is not about sin management. It's new creation, transformation. Jy sien, die evangelie gaan nie daaroor. Partykeer as jy hoor in ons predik en ons luister na goed en ons lees goed, onthou, wanneer jy Bybel lees, as jy 'n bril op het, 'n sondebewustheid, as jy daai bril dra, gaan jy die heeltyd sien hoe sleg jy is, hoe minderwaardig jy is, hoe groot sondaar jy is, en jy gaan dit die heeltyd raak sien, en jy gaan vanuit daai perspektief, gaan jy goeders benader, en dis wat jy jouself gaan toeëien. Maar as jy lees vanuit 'n Godbewustheid, vanuit daai nuwe identiteit, dan lees ek en jy die Bybel anders, en ons sien goeders anders in die woord. Want jy sien, dit gaan vir ons, dit klink amper so asof ek probeer my sonde bestuur. I'm trying to manage my sinful life. En as ek op daai perspektief werk, as ek die hele tyd probeer om te kyk, ek gaan vandag probeer, ek gaan nie vandag twak kan jag nie, ek gaan nie vandag foute maak, ek gaan nie vandag my radkas strip nie, ek gaan nie vandag kwaad word nie, ek gaan nie vandag lelik wees nie. En jy probeer dit so manage, en jy probeer uit daai perspektief, wat gebeur op die ou einde? Jy's nog nie eens by jou hek uit nie, dan strip jy al klaar jou radkas. Okay, strip jou radkas, jy het kwaad geword. Ag, julle, ek moet dit vir julle sê. Ek herinner my nou. Ek gee opleiding donderdag. Nou mense, dit is 'n uitdaging die ouens wat ek het. Die feit dat jy Engels kan praat, beteken nie jy verstaan Engels nie. Nou hierdie ouens, hulle is fenomenaal. Nou baie van die goed as hulle praat en ek kry terugvoer, dan tik ek die goeters dat dit op die skerm wys. So ek tik dit in op die PowerPoint. Hoor hierso, as ek 'n spelfout maak, hierdie ouens is soos woordeboeke. Tim Nixon 2. Hulle is soos woordeboeke. Yes, Lawrence, is incorrect spelling. Sorry, fix ek hom. En op 'n stadium vra ek, hulle moet nou teruggee, die oefening wat hulle moet doen is, jy moet een positiewe ding van almal sê, 'n positiewe kwaliteit wat die span bevorder, en 'n plus is vir die span, en dan moet hulle een kwaliteit noem, 'n negatiewe karaktereienskap of kwaliteit wat die span benadeel. En dis nou challenging, want nou moet hulle eerlik praat. En die een ou sê vir my, he is simple to boil. Ek sê vir hom, kom weer. Hy sê, he is simple to boil. Ek sê, julle boet,
Please explain. Die ander ouens lag, hulle sê, don't know. Hulle weet, he's simple to boil. En ek klik naderhand. Dis soos tale en uitleg van tale. Simple to boil. Hy word maklik kwaad. So, as jy in die oggend opstaan en jy probeer sonde manage en jy sê vir jouself, I'm not going to be simple to boil today. As jy by die deur uitloop in die eerste taxi ry voor jou, dan vlieg die vletjie van die ketel. Dan jy geboil. Because you are simple to boil. En dan weet ons, Here, dit pas nie by my identiteit nie. Beteken dit ek is nog 'n slegte mens? Nee. Dit beteken jy het nog 'n ou neuronbaan. Jy het nog 'n ou gedragspatroon wat die Here en die Heilige Gees in jou wil verander. En so ek sê ons baie keer dink ons die evangelie gaan oor sin management. Nee. Dit gaan nie oor sin management nie. Die gospel gaan oor skepingstransformasie. You're a new creation. And let that creation break through in your life. Through His grace, sin isn't just forgiven. Sin is defeated. Maar weer sê, sin isn't just forgiven, it's defeated. Ek wil weer sê, mense, my denke moet transformeer, sodat my woorde kan transformeer. En vir daai denke om te transformeer, se wegspringblok is, ek het 'n nuwe identiteit. Ek is nuut in Christus. Ek wil jou uitdaag, kry klaar met daai woorde wat ons oor onsself spreek. Ek is ook maar net mens. Nee, jy is nie ook maar net mens nie. Ja, dit is seker, wat ek vir jou wil sê is, ek is 'n seun van God. Kry klaar met woorde, ek is maar net 'n sondaar. Hoekom wil ons onsself noem wat die Here ons nie noem nie? Hoekom wil jy jouself benaam en 'n titel gee wat die Here nie vir jou gegee het nie? Wil weer sê, repentance, changing your mind, it is agreeing with God about who you already are in Christ. Nie becoming nie, who you already are in Christ. Wat is ek in Christus? Wat dink jy doen dit? Wat doen ons aan die Here se hart? Wat doen ons aan die Heilige Gees? Bedroef ons hom nie baie keer wanneer ons onsself noem, ek is 'n sondaar. Want as ek vir myself sê ek is 'n sondaar, kom dit nie daarop neer dat ek nou eintlik sê, maar die werk van Christus was nie volkome nie. You do not repent to get forgiven, you repent because you are forgiven. Nou, die Heilige Gees se werk is om my en jou te maak soos Jesus te maak. Romeine 10 vers 9, Paulus sê, as jy met die mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Wat glo jy in jou hart volgens? What do you believe in your heart today?
Met die hart glo ons en met die mond bely ons. As ek glo, ek is nog gesond daar, wat dink jy is die woorde wat gaan vloei uit my mond uit? Wat gaan ek myself dan noem? Hy sê met die hart glo ek. Belyn dit wat in jou hart is met wat die Here gesê het. Want die skrif sê elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. So ek gesê het, identiteit bepaal gedrag, en ek gaan dit nou korter knip. So ek gesê, ons het gepraat alreeds, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. En ek wil weer sê, een van die grootste vrae wat ons onsself moet vra is, wie is ek? Nee, biggest question you must ask yourself is, who am I? Nee, wat doen ek? What do I do? Wat besit ek? What do I own? What do I have? Beslis nie die vraag vra, wat dink ander van my nie? Moenie daai vraag vra nie. Don't go there. Don't ask the question, what do people think about me? Ask, what does he think about me? What does he say about me? Mense gaan altyd 'n opinie oor jou hê. Kan nie verstaan dat mense baie keer my nie liefhet nie. Maak dan nie foute nie. My vrou is nie. Dan sê hy trou en dan vind jy uit wat's verkeerd met jou. Nee. Who am I? Wie is ek? Wie is ek werklik? Want jy sien, wie jy glo jy is, gaan bepaal hoe jy gaan uitleef. Mense, die belangrikste vraag wat jy in die oggend moet vra, voordat jy jou selfoon gryp. Ek sien baie mense, ek hoor baie mense, en kla hulle, en sê hulle, nee, die eerste ding wat my vrou doen, is sy opstaan in die oggend, sy gryp haar selfoon. En sê ek, en jy? Nee, dan gryp ek myne. Nee, voor jy jou selfoon gryp, voor jy die eerste koffie gaan drink, voor jy beweeg, vra jy, as jou oë oop gaan, vra jy jouself, wie wil ek wees vandag? En antwoord hom, seun van die Allerhoogste, dogter van God. Hoekom is dit so belangrik? Wetenskaplikes en sielkundiges praat vandag van iets wat hulle noem, in die neuroscience, they call it identity-based priming. Wat weer sê, identity-based priming. When you prime something, met ergens 'n verduideliking wat priming, die regte betekenis van, ek weet nie, hy's ergens tussen al hierdie papiere. Priming beteken, jy kry iets gereed om te pomp, om te werk. Jy al gesien, die manne met die waterpompe. Jy moet eers die waterpomp baie keer prime, sodat wanneer hy start, hy kan werk. Jy vat die ou gewere. Jy prime hom voordat jy skiet. Waarmee prime jy jouself in die oggend as jy wakker word? Want waarmee jy jouself prime, is hoe jy gaan beweeg, en hoe jy gaan afvuur, hoe jy gaan waterpomp. Hy sê, so die wetenskaplikes en die sielkundiges praat van identity-based priming, identiteit gebaseerde beïnvloeding of priming, ek weet nie wat die Afrikaans is nie. Dit beteken eenvoudig dat mense optree soos en volgens hoe hulle hulle self sien. Jou identiteit bepaal jou fokus. As jy glo jy is net 'n slagoffer van die lewe, gaan jy oralste redes sien oor hoekom jy moet moed verloor. Ek wil weer sê,
Pas op hoe jy jou storie vertel. Ek het dit al 'n paar keer al gesê. Ek wil weer sê, pas op hoe jy jou storie van die verlede vertel. Want hoe jy jou storie vertel, gaan 'n impak hê op jou identiteit. Dit bepaal jou identiteit. Jy kan jou storie so vertel, en jy vertel dit en jou fokus is so op die storie en die sleg wat met jou gebeur het, dat jy sit jouself in 'n slagoffermentaliteit in. En jy begin leef asof jy 'n slagoffer is. Be careful how you tell your story, because your story of your past can determine your identity. And you convince yourself through your story that you are a victim. So dis hoekom die eerste ding wat jy vertel, hulle sê, iets gebeur in jou brein. Jy aktiveer 'n deel van jou brein wat te doen het met jou selfbewustheid, jou fokus en jou identiteit. Whatever you make yourself aware of is what you are going to see. As ek myself vanuit my identiteit, as ek wandel deur die dag en ek loop deur die dag en ek het myself bewus gemaak, Here, ek is die seun, ek is die dogter, ek is 'n kind van God. Ek maak myself bewus, wat is die dinge wat ek gaan raak sien? Ek sien geleenthede raak om sy liefde te bewys. Ek sien geleenthede raak om mense te help. Ek sien geleenthede raak om mense te dien. Ek sien geleenthede raak om te getuig. Ek sien geleenthede raak wat die Heilige Gees deur my kan werk en iemand se lewe impakteer. Dit verander jou bewustheid. Maar as ek nie vanuit daai nuwe identiteit beweeg nie, dan sien ek redes oor hoekom ek nie met iemand gaan praat nie. Ek gaan myself uitredeneer in so 'n plek in, dat ek te bang is om met iemand te praat. Ek kan nie my storie vertel, I can't tell my story. Hy sê nie verniet in Kolossense 3, as jy aan bedink die dinge wat daar bo is nie. So ek moet weer sê, en ek sluit af daarmee. The question is this, who do I want to be today? Not what do I want to do today? Not what do I want to achieve? But start your day with a question, who do I want to be today? Wie is jy vanoggend? Wie is jy? Ek het nou genoeg gesê. Wie is jy vanoggend? Dat as jy uitstaan, opstaan, wakker word en jy klim uit jou bed uit, dan sê Here, dankie, ek is u kind. Soos ek sê, die neurowetenskap, ek nou al die goed as jy wil hê, kan ek dit vir julle deel. Die neurowetenskap sê, jy aktiveer 'n ander deel van jou brein. As jy wakker word en jy dink aan alles wat jy moet vandag doen en alles wat jy moet aanpak, dan aktiveer jy eintlik wat hulle noem die task planning network in jou brein. En weet wat doen jy met 'n to-do list? 'n to-do list, jy verloor fokus op die goed naderhand, jy vermy dit en jy laat vaar dit. 'n to-do list is so many times you forget the things, you avoid the things, and you abandon it. Dis 'n anderste benadering. Maar as jy wakker word, en jy dink aan jou identiteit, wat jy dan aktiveer is, hulle noem dit die default mode network. En dit het te doen met jou identiteit. En jou brein werk dan anderster. So ek wil jou uitdaag, wanneer jy môreoggend opstaan, soos ek gesê het, omdat jy dit gedoen het,
het jy jou ras in jou brein, die reticulêre aktiveringssysteem, reticular activating system. Jy het dit geaktiveer. En die ras, die RAS, die ras in jou brein is die filter. Dit filter al die inligting wat jy kry. En weet wat jou ras gaan doen? Alles wat koppel aan jou identiteit in Christus gaan hy raak sien. Dus moet ek sê, jy gaan geleenthede raak sien om te beweeg. En ek bid dat die Here my en jou sal help om my lewe te benader vanuit wie jy vanoggend in Christus is. As jy dit nog nie begin doen het nie, wil ek jou uitdaag. Vat 'n pen en papier en begin neer te skryf. Elke keer as jy goed lees in die woord, wat die Here vir jou sê, wat hy iets oor jou sê, wat hy goed uitspreek oor jou, identiteitsgoeders, wat hy vir jou beplan, wat hy jou mee toegerus het, skryf daai goeders neer en begin daai goeders oor jou lewe te verklaar. Met die hart glo ons, met die mond bely ons tot redding. Wat glo jy vanoggend? Vader, dankie. Dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sy sal gered word. Here, dankie, U het ons 'n nuwe skepping gemaak. Want elkeen wat in Christus is 'n nuwe skepping. Dankie vir U Gees wat in ons woon. Heilige Gees, dankie dat U in ons is, op ons is, dat U ons toerus, dat U ons leer, dat U ons help, dat U ons lei, dat U ons die krag gee om te verander. En ek bid vanoggend, Here, kom vul ons opnuut met U Gees vanoggend. En Heilige Gees, dat U in ons sal werk. Deur ons sal werk. En dat ons sal wandel, that we will agree to what Christ says about me. En ek bid dat U ons sal help om te wandel in dit wat U beplan het in ons en vir ons lewens. Dankie, Here. So dankie. Father, that we will agree with God about who we already are in Christ. Ek dank U, Here, vir dit wat U in ons gedoen het. In Jesus naam. En net waar hy sit, sê net vir hom dankie. Sê vir hom dankie dat jy sy seun, sy dogter is. Verklaar vanoggend, Here, ek is die seun, ek is die dogter. Verklaar vanoggend, Here, ek is 'n nuwe skepping in Christus. Daar waar jy sit, verklaar vanoggend, Here, ek is meer as 'n oorwinnaar. Verklaar vanoggend, ek is die geregtigheid van God in Christus. Declare, I have a right standing in God. I am the righteousness of God in Christ. Verklaar vanoggend, omdat die Gees in my woon, is ek tot alles in staat. En ek dank U, Here. Ek dank U dat dit sal deurbreek, dat dit in ons gedagtes vasgevang sal wees, dat dit ons in ons harte waarlik sal glo, dat ons hierdie goed sal bedink en in my gedrag uitvloei. In Jesus naam bid ek dit. En ek dank U daarvoor. Ek roep gedagtes tot gehoorsaamheid aan U woord.
in Jesus naam. Dat ek sal dink wat U dink, sê wat U sê. En ek prys U daarvoor. Amen en amen.